volkom lei. Dis die ruiter op die wit paard, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee ere aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te haal. Wil dit ons bid saam. Here, wat ons hier vanoggend by mekaar kom, dankie Here vir hierdie geleentheid wat ons het om tot U te kan sing. Uit hierdie warmte, uit hierdie vuur, uit hierdie passie wat in ons harte is, Here, wil ons U verheerlik en loof en aanbid na die beste van ons vermoë. Ons wil niks terughou vir onsself nie. Here, want ons kan elke liewe dag erken oor en oor en oor. U is dit waardig. U is alle lof waardig. U is ons hele lewe waardig. U is die enigste een aan wie ons die knie sal buig en erken dat U ons verlosser en koning en saligmaker is. Here, wanneer ons hier vanoggend by mekaar kom, kom ons met groot dankbaarheid by mekaar, met die geleentheid dat ons nie net U kan dien nie, maar ook vir mekaar 'n druk kan gee en dat ons kan sien dat dit met mekaar goed gaan. In hierdie lewe met hierdie storms wat ons baie keer hierdie matte onder ons voete uitgeruk word, is ons dan daar vir mekaar ook om mekaar te help en te ondersteun. Dankie daarvoor, Here. U het geweet daar gaan 'n dag kom wanneer ons mense meer nodig het as brood en water. En Here, wanneer ons vanoggend hier by mekaar kom, help ons dat ons nie met die hoekom sal worstel nie, maar dat ons hierdie vraag sal vra, hoe kom ons daardeur? Geef vir ons die leiding deur die woord, maak ons hart ontvanklik vir die woord, Here, dat ons sal uitgaan en dat ons sal weet, daar is net een manier, een wyse, hoe ons hierdie storms van die lewe gaan kom. Ons moet met alles wat ons het, moet ons in U vashou. Dankie Here, dat ons vanoggend hierdie kan bid, in die almagtige en heilige en kragtige naam. Amen. Voordat ek lees vir ons uit Job uit, al die maatjies wat 10 jaar en jonger is vandaag saam met hulle Trish en hulle saam. Job 1, ons gaan lees vanaf vers 6. Nou kan my verstout om te sê, alles gaan altyd goed tot die duiwel opdraag neem. Vanaf vers 6. Toe op 'n dag het die hemelwesens gekom om by die Here hulle plekke in te neem. Die Satan het ook saam met hulle gekom. Die Here sê toe vir die Satan, waar kom jy vandaan? Die Satan het die Here geantwoord, hy het gesê, van rondswerf op die aarde en daar rondloop. Die Here het vir die Satan gesê, het jy kennis geneem van my diensknegt Job? Daar is immers niemand soos op hierdie aarde nie. Hy is onberispelik in sy optrede en opreg, 'n man wat vir God ontzag het en die kwaad vermy. Die Satan het die Here geantwoord, hy het gesê, is dit sonder rede dat Job ontzag het vir God? Is dit nie Homself wat hom en sy huis en alles wat aan hom behoort, dan aan alle kante afgeskerm het nie? Sy handewerk het U geseën en sy veestapel het in die land uitgebrei, maar steek nou U hand uit en tas alles aan wat aan hom behoort, hy sal U beslis in die gesig vloek. Die Here sê toe vir die Satan, kyk, alles wat aan hom behoort is in jou hand, net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. Die Satan het toe uitgegaan weg van die Here af. Toe op 'n dag, terwyl sy seuns en dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, kom daar 'n boodskapper by Job aan en sê, die beeste was aan die ploeg en die donkie merries het langs aan gewy, toe die loods die sabeers 'n aanval en vat hulle.
Hulle die werkers met die skerpte van die swaard neergevel, net ek alleen het vrygekom om dit om aan u te kon vertel. Terwyl die een nog besig was om te praat, kom 'n ander een daaraan en sê, die vuur van God het in die hemel geval en die kleinvee werkers verbrand en verteer. Net ek alleen het vrygekom om dit aan u te vertel. Terwyl die een nog besig is om te praat, kom 'n ander een daarna en sê, Galdeërs het 3 eenhede opgestel en plundertog uitgevoer op die kameeltrop het hulle gevat. Hulle het die werkers met die skerpte van die swaard neergevel. Net ek alleen het vrygekom om dit aan u te vertel. Terwyl hy nog besig was om te praat, kom 'n ander een daaraan en sê, die seuns en die dogters was besig om te eet en wyn te drink in hulle oudste broer se huis, toe daar onverwags 'n sterk wind van die woestyn se kant af kom en die 4 hoeke van die huis tref. Dit het op die jong mense ingestort en hulle het gesterf. Net ek alleen het vrygekom om dit aan u te kon vertel. Job het opgestaan en sy mantel geskeur, sy kop kaal geskeur, op die grond neergeval en in aanbidding gebuig. Hy het gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek na die skoot van die aarde terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem, mag die naam van die Here geprys word. Ondanks dit alles het Job nie gesondig nie en aan God niks ongeruims toegeskryf nie. Net tot sover. Liewe familie en vriende, nou een van die goedjies die laaste 10 jaar wat my nou al persoonlik nou al soveel keer gered het, is YouTube. En veral op YouTube daai hoe om te video's. Is dit nie so nie? Ek meen vroeër jare moes jy nou bib toe gaan en dan moes jy nou 'n boek gaan uitneem met hoe om jou kar te dien, maar jy weet. Of jy gaan na die naaste ou toe of jy bel hom om te sê asseblief my maat, jy moet nou help. Ek was binne in die engine besig gewees. Ek het hier aan 'n ding getrek en nou staan ek met 'n klomp drade in my hand en ek het nie idee waar dit moet gaan nie. Of jy was by 'n koffiewinkel en op 'n stadium met jou wit rok terwyl jy daar sit, was die beker lekker vol koffie en nou lê die merke van 'n lekker koffie op jou wit rok. Nou in vandag se tyd moet jy jou glad nie komkommer nie. Want in vandag se tyd kan jy gou op YouTube gaan en op die duisende video's en hulle sal vir jou wys hoe om jou kar te dien, hoe om my vlek uit jou rok uit te kry, hoe om my drade op hulle plekke terug te kry, hoe om jou rekenaar reg te maak, hoe om my koffievlekke uit te kry. My hare is gemors die vakansie, nie 'n probleem nie, YouTube. Kom ons gaan kyk gou vinnig om jou hare te red op vakansie. Daar's iemand naby. Wat werkie. Okay. Maar al het YouTube baie antwoorde op baie kwessies van die lewe, het hy nie al die antwoorde op die lewe nie. Daar is nie 'n hoe om te video wanneer jy in Pikkie se skoene staan nie. 'n Hoe om te video wanneer jy nou Mike en Jaan wat in die hospitaal was wanneer jy in hulle skoene staan nie. Daai dinge kom in die lewe en dit gebeur en dan kom die groot vraag gewoonlik daarna, bestaan God regtig? As God altyd goed is, hoekom keer God dit? Daar is nie 'n hoe om te video vir daai vraag nie. Hoe verduidelik jy vir iemand wat siek is, God het dit toegelaat? Partymal so siek dat hy persoon nooit weer gaan opstaan. Hoe het God dit toegelaat dat my kind vandag nie meer hier is nie? Hoekom winde mense se dakke afwaai, goeie boeremense? Hoekom God boelies toelaat in die skole terwyl hulle my kind in die skool vasdruk? Die storms van die lewe. Julle ken die storms van die lewe. En is so gereeld dat jy nou in 'n storm op die oomblik is of jy kom so pas uit 'n storm uit. Dis nie iets wat een keer in jou lewe gebeur en dan het jy een storm gehad en is vir altyd verby nie. Nee, glad. Dis soos 'n boot op die branders. Op hierdie oomblik gaan dit goed. Bogger, daar gaan dit nou weer sleg. Wag, dit gaan weer beter. Daar duik ons nou alweer. Wag, dit draai. Ek het er vandag gepraat, daar duik ons nou alweer. 'n Franse filosoof in die 1900s het gesê die lewe bestaan uit 3 fases. Jou lewe voor die storm, waar alles goed gaan, alles is onder beheer. En dan stap 2 waar jy in die storm is en die lewe maak nie sin nie en God maak nie sin nie. En dan stap 3 waar die storm nou weer verby is en jy moet jouself bymekaar skrap, jou vrymoedigheid weer ophou, maar jy's ten minste sterker en dieper.
Ek moet sê, dis een van die ongelooflike groot seëninge om deel van 'n kerk te wees. Want dis waar ons mekaar help en mekaar ondersteun in mekaar se storms. Gelukkig kom nie almal se storms gelyk. Vandag is dit jou storm, nie myne nie. Môre is dit jou storm en dan help ek weer. Ander dag is dit my storm en help jy my weer. Jy sien hoekom kan 'n mens nie die lewe sonder die kerk aanvat nie. Ons het mekaar nodig. Ons help mekaar deur die storms. Een ding wat ek nogal optel wanneer iemand in 'n storm beland, is die mense vra baie vinnig die vraag, hoekom? Ek moet weer eerlik wees vanoggend, jy gaan nie 'n antwoord kry nie. Jy gaan nie 'n antwoord kry wat jou tevrede gaan stel nie. Al sou ek in 'n mate probeer om vir jou 'n antwoord te gee, dit gaan nie daai pyn wegvat nie. Dit gaan nie die seer skielik laat ophou nie. Die beter vraag om te vra is nie hoekom God dit toegelaat het nie, maar eerder hoekom ek deur my storm? Hoe stap ek deur hy storm aan die ander kant uit? En dis waar YouTube nie kan help nie. Want daar is nie 'n hoe-om-te video wat vir jou kan sê, wanneer die lewe jou skud, dis wat jy moet maak om maar deur te stap nie. Die Bybel gee vir ons wel nie 'n hoe-om-te video nie, hy gee vir ons 'n hoe-om-te verhaal. En ons kry dit hier in Job. Is dit nie ongelooflik nie, wanneer 'n mens hierdie gedeelte lees, dat jy dadelik optel dat Job sy dingetjies agter mekaar gehad het in die lewe. Kyk, hy het dit gehad. Hy het met God geloop, hy het na God geluister en hy het nie aangejaag. God was sy lewe en hy het regtig, hy was lief vir God gewees. Dis die tipe ou wat jy sy gesig op buite op die kerk se bord wil sit, want dis die ou wat jy se voorbeeld wil gebruik. 'n Ander rede was, weet jy wat agtergekom het nie? Hy het net sy lewe agter mekaar gehad nie. Hy het 'n vrou en 10 kinders gehad. Verlede week se preek, respek en wat. So hierdie ou het dit gehad. En eendag, toe word alles skielik net weggevat. Eendag kom daar 'n klomp engele bymekaar en die duiwel gaan saam met die engele voor die Here. Die Here vra toe vir die duiwel, waar kom jy vandaan? En die duiwel antwoord, wel ek het rondgeswerf en ek het rondgeloop. Ek weet nie wat sy antwoord is dit. Iets soos wel, ek het klippe geskop en ek het hier rond gekyk en skielik toe kom 'n groep engele verby en ek het hulle sommer begin volg en hier's ek nou. Toe vra die Here, het jy vir Job gesien? Dis nou 'n man wat my vertrou. Dis nou 'n man wat my dien. Die duiwel antwoord, ja, jy kan seker maar so sê, ek weet nie so lekker nie, ek dink net eerder hy's regtig bang vir jou. Kyk, wat het hier alles om gegee? Hy sal ons natuurlik voor hy kom buig en dien, hy kry die hele tyd. Maar vat nou al daai goedjies, vat dit nou weg en dan gaan u sien, hy gaan net so omdraai en hy gaan skelp. Nou wil ek net so 'n voetnoot aan maak. Die volgende vers is skokkend, vers 12. Die Here sê toe vir die Satan, kyk, alles wat aan hom behoort is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. Die Satan het toe uitgegaan, weg van die Here af. Die volgende minuut kom die slawe aangehardloop. Die een na die ander. Hulle val mekaar eintlik al van die rede. Jou kind is hier dood. Jou kind is daar dood. Jy sal nie glo nie, iets vreesliks het gebeur. Jou kind is dood. Laat ons al 10 kinders dood. Het God dit toegelaat? Het ek dit reg gehoor? Het God nou net toegelaat dat die duiwel op hierdie ou afstorm wat sy hele lewe vir God gedien het? Nee, dit kan ons nie. Nie die God wat ek lief het nie. Nie die God wat ek nie. Ek het vir jou slegte nuus, dis presies wat gebeur het. God het dit toegelaat. Hoekom? Jy sien, ons kan baie raaiskote vat en antwoorde probeer gee, maar nie een wat jou tevrede gaan stel nie. So kom ons steek nie vas by die hoekom nie, hoekom God dit toegelaat het nie, maar hoekom Job hierdie? Wat het Job hierna gedoen? Vers 21. Naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek na die skoot van die aarde terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem, mag die naam van die Here geprys word. Is dit nie ongelooflik nie? Ek het nie 'n idee hoe Job by hierdie antwoord uitkom. Om so pas te hoor, jou kind is dood, jou kind is dood, jou kind is dood.
Enige normale mens sou dit eintlik verloor het. Die naaste kraans gekry het, dat die naaste kraans gehardloop het, afgespring het, om net ontslae te raak van die pyn. Hier staan, Job val op sy knieë neer, skeer sy klere, skeer sy hare af, en hy aanbid vir God, uit sy hart uit. Die aanbidding wat hiervan gepraat word, is nie waar ou en skinny jeans staan agter die keyboard en hy sing loof met die tromme nie. Hierdie aanbidding is opreg, waar hy sy hart voor God sit en sê, my God, kyk na my hart. My dankbaarheid is nie weg nie, my vertroue is nie klaar nie. Ek vertrou nog steeds. Hoe kry Job dit reg? Die antwoord is vertroue. Hy het God vertrou dat God weet wat hy doen. Hy sê iets soos, God, jy is God en ek is nie. Jou paaie is baie hoër as myne, u weet wat u doen. Hy God vertrou. Dalk sit jy nou vanoggend en dan sê jy, dis nie ek nie. Ek is nie 'n Job nie, ek sal dit nooit reg kry. Dis nie hoe ek reageer in my storms nie. My rad is strip in my storms. Ek is kwaad vir almal, ek is kwaad vir alles oor die onregverdigheid van die lewe, maar wag. Kom ons grawe so 'n bietjie verder in Job, maar dan gaan jy agterkom, Job raak daarom meer soos ons, hoor. Sy vertroue word getoets. Die duiwel hoor dat Job op sy knieë neersak in aanbidding van God, en dis nie die reaksie wat die duiwel gehad het nie. Dis glad nie wat hy verwag nie, dis glad nie wat hy gehad het nie. So gaan die duiwel terug na God toe en sê, vat nou sy gesondheid weg, dan gaan hy skel. Wag net en kyk. So gaan die duiwel en Job kry seer, stak van kop tot toon, dis net seer. Slaap is uit, rus help nie, sit kan hy nie sit nie, staan is beter, maar is nog steeds seer, lê is heeltemal uit, hy kan nie lê nie, daar is nie plek om te lê. Nou begin die handskoene afkom en sy vertroue word nou getoets. Gelukkig het hy 'n goeie vrou gehad, want sy vrou help hom van die bal tot die stoot. Sy kom en sy sê vir hom, vloek vir God en gaan dood, die dood is beter. Vat eerder die dood. Ek weet nie wat sy so erf nie, want Job het niks gehad, alles is weg. Maar op 'n manier hoor sy vriende ook van sy situasie. Dalk het sy vriende mekaar gebel, hulle het by hulle werk afgevat, op die eerste vliegtuig gespring en daar is hulle pad na Job toe. Kyk nou, sy vriende was nie perfekte vriende gewees nie, maar ek moet sê, in die begin het hulle nie 'n slegte werk gedoen nie. Daar in die Bybel staan daar, toe hulle daar by Job aankom, het hulle 7 dae saam met Job gesit, niks gesê nie, in doodse stilte nie 'n woord gesê nie. Na die 7de dag, toe breek Job die stilte. Job begin praat en hy sê, dit sou beter gewees het as ek nooit gebore was nie. Hoekom was ek nie eerder doodgebore nie? Hoekom het ek nie stil uit my ma se skoot uitgekom nie? Job wou nie meer leef nie. Al wat Job wou hê, is nie sy vrou nie, is nie sy 10 kinders terug nie, nie sy rykdom en sy gesondheid nie. Job wou een ding gehad, hy wou doodgaan. Dink dit as 'n mens dit op 'n koffiebeker sit en jy probeer dit verkoop. Ek het een mens in die lewe en dis my Job. Ek moet sê, alhoewel Job so voel, het hy niks gedoen om dit aan te jaag. Hy was so in 'n gat, so depressief, so hartseer, dat hy nie kans gesien het om aan te gaan in lewe nie. Is dit nie hartseer dat dit iets is wat ons vergeet nie? Dis oukei om nie oukei te wees nie. As jy partymal met iemand praat en jy weet, daai ou sit nou op die huidige oomblik in 'n storm, en jy vra vir hom, my maat, hoe gaan dit met jou? En hy sê vir jou, ag, dominee, dit help nie klaar nie, niemand luister nie, die lewe is eintlik goed, God is goed vir my. Kom aan. Trek jou panserpak uit, sit jou masker neer, sê, jy voel nie oukei nie. Job praat op 'n manier met God, in 'n diepe taal wat verlore geraak het. Job kla by God.
om te kla by God is waar jy bid, en jy sit jou hart voor God neer, presies hoe jou hart is en hoe jou hart voel. Jy bid tot God, van waar jy behoort te wees. O nee, jy lê jou hart voor God neer, net soos dit is voor God. Jy haal jou masker af en jy bid en sê, God, dis waar ek op die huidige oomblik is. Dis hoe ek voel. Dis waardeur ek deurgaan. Iemand het die voorbeeld gebruik. Hy het gesê, dis soos wanneer God sy arms vir jou oopmaak en hy wil jou 'n druk gee. En jy huil en jy skree en jy maak 'n vuis en jy bok so in God se hart. Sê God, ek kan nie meer nie. Dis wat Job besig was om te doen. Daarom as jy hartseer is, wees hartseer. Wees 'n mens. Ek beloof vir jou, God kan dit hanteer. Maar Job se vriende kon nie. Sy vriende se reaksie was iets soos, wow, Job, wow daar. O nee, jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie so met God praat nie. Dis amper asof hulle God wou beskerm en sy vriende probeer sin maak uit die hele situasie, want wat gaan nou aan? As Job iets verkeerd gedoen het, dan maak dit sin dat God hom so straf. Hulle probeer vir God in 'n boksie druk. En dan probeer hulle teruggaan na hulle normale lewe toe daarna en verder vir God vertrou. Maar as Job onskuldig is en God laat 'n onskuldige man ly, dis onregverdig. Dit beteken dat die storms met enigiemand van ons kan gebeur. En ons hou nie daarvan nie. Ek hou van 'n God wat ek kan verstaan. 'n God wat in 'n boksie pas. 'n God wat ek kan beheer. As ek goed was, seën God my. As ek sleg was, straf God my. Maar dis nie die God van die Bybel nie. Dit was nie God nie. God kyk nie na jou werke en dan besluit God wat hy gaan doen nie. Ons is nie Hindus nie. Ons is nie Boeddhiste nie. Dis nie karma nie. God is God en klaar. God sal self besluit. Partymal is daar geen reën vir goeie mense nie. Ander kere riviere vol reën vir slegte mense. Die fout wat ons maak is, ons vergeet dat God soveel groter as ons is. Groter as wat ons ooit kan verstaan. Ons aanbid partymal 'n klein God in ons gedagtes. God is soveel groter. Job se vriende het gereken, hulle verstaan vir God. Hulle het iets probeer doen wat jy nooit ooit in iemand se storm moet doen nie. Om daai persoon te probeer regmaak nie. Jy kan nie. Van die goedjies wat sy vriende gesê het was mooi. En ja, van die goed is waar. Maar dis nie wat Job moes gehoor het nie. Hulle het beter gedoen net deur daar te wees, hulle monde te hou en by hom te staan. Nou leer ek julle iets vandag ook, wanneer ons mekaar help in storms ook. Wees net daar. Bid vir hulle. Moenie hulle probeer regmaak nie. Moenie probeer vir hulle verduidelik wat aangaan nie, want ons kan nie vir God praat nie, ons verstaan nie God se werke nie. So julle sien, dis nie net 'n fout wat ons maak nie, dis 'n fout wat Job ook gemaak het. Want alhoewel Job sy hart uitstort voor God, draai hy na 'n plek toe wat hy nie moet gaan nie. En dis om te begin dink dat Job beter weet as God. En God sit vir Job op sy plek. Nou as jy kinders het, gaan jy weet daar kom dae wat hulle jou toets. Nou die dag het Henk was nou 'n klomp huiswerk gehad om te doen. En sy ma het hom seker so 4 keer geroep en sê, bring nou jou boeke, dit is nou die huiswerk kom doen. En hy het vir haar 'n flat ignore gekap. Hy het mos nie nou lus vir huiswerkie. Sy los hom toe. Die volgende dag toe het hy nou dubbel huiswerk. Toe kla hy nou eers. As hy net geluister het die eerste keer, sou dit nie so baie gewees het nie. Maar ons dink mos baie keer in 'n oomblik dat God weet nie altyd waarvan hy praat nie. Dis wat Job gedoen het. Job begin vir God voorskryf en dat God nie weet wat hy doen nie. God sê, Job, aangesien jy reken ek weet nie wat ek doen nie, antwoord my gou die volgende vraag. En God vra vir Job 70 vrae. God wil hê dat Job moet verstaan dat Job is nie God nie. En God weet en verstaan en werk op vlakke wat geen mens sal verstaan nie. Dalk
dalk daarna, en dit het gebeur, het Job begin terugduins, en hy kom by 'n plek en hy sê toe, my God, ek is jammer, ek verstaan nou, ek moet net vertrou, U werk op vlakke wat geen mens kan verstaan nie, en die storm eindig Job se lewe. Hy word geseën, 2 maal sy familie, 2 maal sy gesondheid, 2 maal sy rykdom. Hy word oud en 'n vol lewe. Kom ons gaan terug na die begin. Waar het die moeilikheid begin? Toe die duiwel opdag. Die duiwel wou gehad dat Job moet opgee. Vat sy kinders weg, vat sy gesondheid weg, vat sy rykdom weg en hy sal nie meer vertrou nie. Maar Job het nooit ooit op God opgegee nie. Eerder op die lewe, maar nie op God nie. My liewe fynbos familie, weet dit. Elke keer wanneer die storm in jou lewe kom en jy hou aan God vas, maak jy die duiwel in jou lewe stil. Wanneer jy vir God aanbid en jou pyn en jou hart voor God uitstort, maak jy die duiwel stil. Wanneer jy tot God sing en dit uit jou hart uitdoen, maak jy die duiwel stil. God was besig om vir Job te gebruik om die duiwel stil te maak. Is dit nie ongelooflik? Hy gebruik vir Job om die duiwel se mond toe te maak. Job het nooit moet opgegee. Nooit toegelaat nie. God sou dit nie toegelaat het nie. Die duiwel word stil. Ek weet nie of julle agtergekom het nie. Julle ken Job. Het julle al ooit agtergekom dat aan die einde van Job die duiwel nie gesê het, kom ons vat nog 'n kans nie. Die duiwel het net stil gedoen. Hy's met daar. Hy doen nie meer praat nie. Hy's weg. Al wat jy moet maak is, jy moet vertrou in God. Hy weet wat hy doen. En die duiwel gaan stil word in jou lewe. God gebruik jou baie meer mense as wat jy dink, om die duiwel stil te maak in jou lewe. Hy moet omdraai en sy arms moet hang. Want dis waarvoor hy nie gehoop het nie. Hy het gehoop dat jy by 'n punt gaan kom waar jy nie meer wil nie. Waar jy vir God gaan skel en sê ek's klaar met God. En omdat jy nog steeds hier staan na 'n klomp storms in jou lewe en jy staan nog steeds hier met jou geloof en jou vertroue staan daar in Job. Jy word stilweg verby. Hy raak stil. God gebruik vir Job om die duiwel stil te maak. Daar was nie 'n laaste poging nie. Hy is stil. Die storms in jou lewe is nie altyd straf nie. God werk eenvoudig op vlakke wat jy nie verstaan nie. Partymal kom die storm om die duiwel stil te maak in jou lewe, om hom te laat omdraai en wegloop. Die enigste manier om hom van jou los te kry, is hy storm in jou lewe. Vertrou net vir God. Hy weet wat hy doen. Amen. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons vandag hier by mekaar kom, niemand kan vir ons leer wat 'n storm in die lewe is. Here, ons het die storms gehad. Daar was donker wolke in ons lewe gewees, plekke en situasies in ons lewe gewees waar ons nie 'n idee gehad het hoe ons daardeur gekom het nie. Selfs wanneer ons terugdink aan daai storms, Here, dan is daar nog 'n bitterheid agter op ons tong oor daai storm. Maar Here, al wat ons in hierdie lewe het, is ons gaan nie die storms gaan keer in die lewe nie. Hier sê vir ons ook in hierdie gedeelte dat daar nie net een storm in ons lewe is nie, daar's verskeie storms. Dalk is hier van ons vanoggend wat hier staan vanoggend en hier sit, wat vanoggend in daai storm is. En ons wil die vraag vra, hoekom God? Hoekom het dit toegelaat? Maar Here, ons gaan nie 'n antwoord kry nie. U werk eenvoudig op vlakke en wyse wat ons nie verstaan nie. Here, al wat ons het in hierdie lewe is ons vertroue in U dat U weet wat U doen. Dankie dat ons op hierdie kan sien dat partymal is die storms nodig in ons lewe om die duiwel stil te maak in ons lewe. Om ons los te kry uit die greep van sy hande. Dankie dat ons kan weet, Here, dat U dit nie net doen om vir ons dieper en harder te maak en selfs sterker gelowiges te maak, dat U selfs wil hoor en 'n dieper plan het met alles in ons lewe. Help ons net met daai vertroue en daai geloof dat ons aan U kan vashou met alles, Here. Soos Job ook in hierdie gedeelte. Hy het nooit moed opgegee nie. Gee ons daai geloof, daai vertroue. Dat ons deur elke storm sal gaan, die een na die ander ene,
met ons hande geknoop aan U. Dankie Here dat ons vandag ook kan weet dat U vir ons bystaan met alles wat ons nodig het, dat U ons beste in gedagte het, dat U vir ons sê in Jeremia 29:11 dat U ons seën en voorspoed in gedagte het om vir ons 'n toekoms te gee met hoop. U Here is ons lewende hoop. U is ons God in wie ons vashou. En Here, ons weet, U weet wat U doen. Dankie Here dat ons hierdie kan bid. In die almagtige en heilige en kragtige naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.